My naam is Mariska en welkom by episode 5 van Dis hoe ons hoor vanuit die Millie FM podcast studio. So ons praat hierdie week oor Duivelsdorp en die Duivelsdorp moorde wat tussen 2012 en 2016 in Kreersdorp plaasgevind het, verteenwoordig een van die mees skokkende en komplekse kriminele sake in die moderne Suid-Afrikaanse geskiedenis. Die moorde is verbind aan 'n godsdienstige kult wat onder die dekmantel van 'n Christelike bediening opgetree het. Suid-Afrika worstel al lank met geweld, godsdienstige ekstremisme en sistemiese ongelykheid. Die Duivelsdorpmoorde, genoem so as gevolg van die Afrikaanse bynaam vir Kreersdorp, het hierdie elemente op 'n gruwelike wyse saamgebring in 'n verhaal van 11 moorde. 'n Bedrieglike Christelike bediening en 'n groep individue wat glo dat hulle opdrag gekry het van God om die bose magte te beveg. Die saak het wydverspreide mediabelang en akademiese belangstelling ontlok weens die vermenging van ware gruwel met teologiese verdraaiing. Tussen 2012 en 2016 het Kreersdorp 'n reeks rituele moorde beleef wat verbind is aan 'n groep genaamd Electus per Deo, wat in Latyns beteken uitverkies deur God. Aanvanklik het die groep voorgegee dat hulle 'n Christelike bediening is, wat mense help om van satanisme te ontsnap. Die groep is gelei deur Cecilia Stein, wat beweer het sy was 'n voormalige 42ste generasie heks, wat tot bekering gekom het. Hierdie beweringe is later as leuns ontbloot, maar het haar volgelinge betower en beheer. Die moorde het in 2 hoofstadiums plaasgevind. Van 2012 tot 2015 noem hulle die vroeë moorde en dit is gedryf deur bedrog. Die leier hiervan was hoofsaaklik Cecilia Stein en die doel daarvan was om mense te verwyder wat 'n bedreiging was vir haar kult. Op die 27ste Julie 2012 is pastoor Reginald Ben Dixon vermoor. Hy was die pastoor van Overcomers Through Christ en hy is verskeie kere gesteek met 'n mes. Cecilia het basies haar volgelinge oortuig dat hy 'n geestelike vyand was. Op die 15 Augustus 2012 is pastoor Michael Miranda doodgemaak. Hy was ook 'n lid van die OTC en hy is ook doodgesteek. En Cecilia het hom ook as 'n bedreiging gesien vir haar invloed en mag. Op die 10 November 2013 is pastoor Francis Horn doodgemaak. Sy was 'n bejaarde vrou wat ook verbonde is aan die OTC en sy is met 'n stomp voorwerp doodgeslaan. Sy het moontlik te veel geweet van Cecilia se leuns en kon haar ontbloot as 'n bedrogspel. Die 30ste Maart 2015 is Kevin McAlpine doodgemaak. Hy het ook bande gehad met die OTC en hy is vermoor tydens iets wat gelyk het soos 'n rooftog, wat veronderstel was om te lyk soos 'n rooftog. Hy was moontlik besig om homself van die groep te distansieer. Die tweede stadiums van moorde het begin in 2016 en in hierdie stadium het Marinda Stein, 'n onderwyseres, en haar kinders al aangesluit by Cecilia se kult. Marinda se seuns Leroux en Marshall en haar vriend Zach Valentine was ook al by hierdie stadium betrokke. Die doel van meeste van hierdie moorde was sogenaamde godsdienstige missie, maar dit was eintlik maar net vir finansiële gewin. So die eerste moord het plaasgevind op die 16de Mei 2016 en dit was Frank Horn. Hy was 'n sakemens of 'n sakepersoon en hy is gelok na 'n valse werksonderhoud en toe vermoor. Die toneel is opgestel om te lyk soos 'n rooftog. Dan die 27ste Mei 2016 is Anthony Schofield ook doodgemaak. Hy is ook gelok deur 'n valse werksonderhoud. Vermoor, sy liggaam is in die veld gelos en daar was geen persoonlike bande met die kult nie, maar hy het geld gehad en dit was dan nou die doel van hierdie moord. Die 15de Junie 2016 is Hanley Lategan vermoor. Sy was 'n jong vrou wat ook gelok was deur 'n valse werksonderhoud. Haar moord het die aandag van speurders getrek weens die ooreenkomste met vorige gevalle en dit was toe die ondersoek regtig nou begin het in Cecilia en haar trawante in. Die 26ste Junie was Glenn McGregor. Hy was ook gelok met die hele werksaanbod stryk wat hulle nou al 'n paar keer van tevore gedoen het en dit is deel geword van die patroon wat ondersoekbeamptes begin agterkom het dat daar 'n patroon is en wat hulle gelei het tot die oplos van die saak. Dan die 19de Julie is Natalie van der Heever vermoor. Sy is ook deur 'n valse werksadvertensie gelok en sy het moontlik geweet van valse beleggingsskemas.
en sy is gevind in 'n vlak graf. Tussen Augustus tot Oktober 2016 het die speders, veral konstabel Rian Beileveld, begin om die patrone raak te sien, die hele werksonderhoude en dan word die mense vermoor. Teen November 2016 is Leroux Steyn gearresteer en bely hy vinnig die hele ding en hy word dan 'n staatsgetuie. Teen Desember 2016 is Marcel Steyn, Marinda Steyn, Cecilia Steyn en Zak Valentine gearresteer. In 2018 het hulle verhoor begin en dit het vir 8 maande geduur. Dit is beskryf as een van SA se mees skokkende sake. Getuienis was natuurlik Leroux Steyn en ander sleutelgetuienisse wat geondersteun is deur digitale en finansiële bewyse wat dan nou natuurlik gelei het tot hulle skuldig bevinding. Okay, so kom ons praat oor die vonnisse. Marinda Steyn het 11 lewenslange vonnisse gekry wat basies 115 jaar is. Leroux Steyn het 35 jaar gekry met parol na 25 jaar of die moontlikheid op parol. Marcel Steyn is lewenslang gevond, 65 jaar. Sy was maar slegs 18 toe hierdie begin het. Zak Valentine het lewelange tronkstraf gekry en Cecilia Steyn het lewelange tronkstraf gekry aangesien sy die hoofbrein agter alles was. Basiese motiewe en so was maar kultusbeheer. Cecilia het haarself voorgedoen as 'n ex-satanis wat nou teen boosheid veg, so sy het mense laat doodmaak of doodgemaak wat haar beheer oor die ander kon affekteer. Godsdienstige manipulering, die slagoffers wat dikwels mense wat 'n geestelike bedreiging was vir Cecilia. Sy het mag en kontrole uitgeoefen. Cecilia het die beheer gehou deur die vrees en die bonatuurlike aansprake en die hele mense gaan dood wat nie saam met my stem nie. En dan natuurlik was daar die finansiële motiewe. Sommige moorde is net gepleeg om geld te kry of om swendelaars stil te maak. Ja, as hierdie nou vir jou interessant was en as jy meer wou weet, gaan kyk asseblief Duivelsdorp op Showmax. Dis 'n dokumentêr wat gaan oor hierdie hele ding. En daar is ook 'n podcast, True Crime South Africa, wat 'n podcast gedoen het oor hierdie hele ding. Maar ek wonder, wat dink julle? Hoe voel jy oor die feit dat Cecilia Christendom gebruik het as 'n manier om mense te beheer? Hierdie hele ding het regtig begin as soos 'n gebedsgroep en kyk tot waar dit gegaan. Laat weet vir my, wat dink jy? Hoe voel jy oor? En ja, al my bronne gaan soos altyd in die description hieronder wees en dan sien ek jou volgende week vir die nuutste episode van Dis Hoe Ons Moor. Criminally Intimate, kers gemaak vir jou smaak.